Ek wil met u vanmôre ernstig praat oor die Heilige Gees. Ek het by die vorige gelede wat ek gehad het met u gepraat oor hoekom moes Jesus kom? Hoekom moes God 'n verlosser stuur? Hoekom moes Jesus kom? En wat daarmee saamgaan. Ek het ook 'n boekie aan 'n paar verkoop. Ek het nog van die boekies in die kar as hulle daarvan wil hê hoekom Jesus moes kom. Maar dit nou eers daar gelaat. Vanmôre wil ek met u 'n bietjie praat oor hoekom was dit nodig dat die Heilige Gees uitgestort moes word in die oppersaal. God doen ons nog nie 'n ding net sommer net om te wys ek is anders nie of ek is groot nie. God doen nie iets doelloos nie. En mag ek maar vra, wie van u wat hier sit vanmôre kan die hand opsteek en sê ek is gedoop in die Heilige Gees? Ek net sien. Dis nie regtig die meerderheid nie. Dis eintlik die minderheid. Ons moet werk maak aan dit. Dis verseker. Want die doping in die Heilige Gees is werklik baie belangrik. Dis nie net vir 'n lekker gevoel om in tale te praat nie. Daar's groot waarde aan die doping in die Heilige Gees. Ek wil net eers vir u 'n skrifgie lees van die arme 11 disippeltjies. Na die Here Jesus opgestaan het, sit hulle in 'n vertrek. En er staan in Markus 16. En hier kom Jesus ingewandel in die vertrek in deur die muur. Die deur is gesluit, hulle is bang vir die Jode. En hy praat met hulle en hy sê vir hulle, ek neem hulle kwaadlik. Hy het aan mense verskyn op 'n kol 500 op een plek. Die Emmausgangers verskyn en verskeie ander mense verskyn. En toe die disippels daarvan vertel, toe die disippels dit nie geglo nie. En Jesus neem hulle kwaadlik. Hy sê vir hulle, hy het vir hulle gesê daar in die 15de vers van Markus 16. Hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hy ons uitdryf. Met die betalers sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodelik drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en sal gesond word. Ek wil net hê jy moet jou oomblik jouself in die plek van die disippels stel. Hier is Jesus, hy het klaar lam geskrik, hy het opgestaan uit die dood uit. En hy sê vir jou, julle moet hierdie evangelie gaan verkondig aan die hele wêreld. Vissermanne. Ek dink, as ek daar was sou gesê het, ek wonder hoe dink hy gaan ek dit reg kry. Ek glo hulle het gesê vir hulle self. Ja, is reg Here, maar ek dink vir myself, ek weet nie hoe gaan ek dit reg kry nie. Ek kan vis vang. Vra my van visvang. Ek kan al die mense leer hoe om vis te vang. Maar ek moet die hele wêreld ingaan. Ek moet die evangelie gaan verkondig. Met watter vermoë sal ek dit kan regkry? Hoe gaan ek dit doen? Kan jy verstaan hoekom daar dan in Handelinge 1 'n gebeurtenis gekom het? Wat die Here Jesus sê, toe hy nog saam met hulle was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, want te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. En hy sê in die 8ste vers, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En toe gebeur dit in die oppersaal in Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees, spreek in verskillende tale gepraat daar, dan moes verskillende tale wees, sodat die mense wat in Jerusalem was, kon weet, hierdie mense kan nie my taal praat nie, dit moet die Here wees. In die eerste plek 'n teken vir hulle. Maar die waarde van die doping in die Heilige Gees het verskillende kragtige waardes en ek wil met u so 'n bietjie oor dit praat. Paulus skryf in die Korintiërs 14de hoofstuk vers 14. Hy sê wanneer ek in 'n taal bid, dan bid my gees.
Mense, daar's krag daarin om in tale te bid, want jy weet nie wat jou gees met God praat nie. En weet jy, ek is lief om te sê, my gebedstyd is my tyd van gesprek met die Here, want ek praat met hom, as ek in tale bid, en terwyl ek in tale bid, praat hy met my. Ek wil net ietsie vertel, net as 'n voorbeeld. Ek het nou een oggend in Pretoria, net na ek en my vroutjie getroud is, gaan bid ek in die aantrekkamer, omdat daar baie klere hang, ons bly in 'n aftreeoord, die huis is teen mekaar, as ek daar bid, dan kan die mense my nie hoor nie, want die klere trek die klank in. En terwyl ek bid, en in taal bid, praat die Here by my, en hy sê vir my, I want you to restore my church. Hy wil sommer opbid. Ek sê, Here, hoe gaan ek dit regkry? Ek vra dieselfde vraag wat die disippels gevra het. Hoe gaan ons dit regkry? Hoe gaan ek dit doen? I want you to restore my church. Mense, ek is klaar al op pensionaris. Ek was al klaar oor die 65 daardie jare. En ek het gedink, is nou aftreetyd, ek en my vrou bly nou in 'n aftreeoord, ek gaan lekker agteroor staan op die stoep. My vrou gaan my koffie maak, lekker. Pannekoekbak. En die sê die Here nou, I want you to restore my church. Sê Here, wat een van die kerke is u kerk? By watter kerk moet ek begin? Waar sal jy begin? Jy sal nie weet nie, my broer. Want ek wil vir jy sê, die hele breë kerk reg oor die wêreld, they need to be restored. I tell you, I can tell you that with faith, that every church in South Africa and overseas needs to be restored. Hoekom die Here met my Engels praat? My ma se pa was 'n Engelsman, dalk het ek 'n bietjie van sy bloed, ek weet nie. En ek sê, Here, ek sal probeer, maar ek weet nie waar moet ek begin nie. Vandag verstaan ek dit baie beter, want die Heilige Gees doping gee vir jou sekere vermoëns, dit staan bekend as gawes van die Heilige Gees. En die gawe van die Heilige Gees is nie van my met 'n spog en sê, ek kan tot tale uitlê. En dan sê, ek is beter as jy, ek kan profeteer. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die gawes van die Heilige Gees is krag wat die Gees van God vir jou gee om 'n sekere doel te bereik, om 'n sekere werk gedoen te kry. En ek bid dat almal van u wat nie gedoop is in die Heilige Gees nie, gedoop sal word in die Heilige Gees, maar ek wil vir u sê, jy sal dit nie ontvang as jy nie bereid is om daarmee iets te doen nie. As jy nie bereid is om in diens van God te kom nie, vergeet van die doping in die Heilige Gees. Dis nie iets om te sê, I have arrived, nee, ek is gedoop in die Heilige Gees nie. Vroeger jare was dit 'n voorvereiste, as jy wil jeugleier wees, en ek was 'n paar jaar jeugleier hierbo in die kerk, jy moet eers gedoop word met die Heilige Gees, dan kan jy jeugleier wees. Jy kan ook nie by kerkraad dien as jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie. As hulle wil kerkraadverkiesing, dan sê hulle, as jy gedoop met die Heilige Gees, dit kwalifiseer jou vir die kerkraad. Maar dis nie waaroor mense gedoop word met die Heilige Gees nie. Daar's so baie dinge wat in die kerkewêreld, en ek sê dit vrymoediglik, en dat baie mense wat na die video gaan kyk, seker op die Facebook en op die YouTube agterna, hulle kan maar met my stry, maar die waarheid is die waarheid. Jy word nie gedoop met die Heilige Gees om te kwalifiseer vir die kerkraad nie. Kom Paulus in Efesiërs 4, die 11de vers van Efesiërs 4. En hy sê en God het bedieninge gegee, en hy noem die 5voudige bedieninge. Die profeet, die apostel, die profeet, die evangelis, die leraar en die herder. En om daardie bedieninge te kan vervul, het jy spesifieke vermoëns van die Heilige Gees nodig, om dit te kan regkry. Jy kan nie sonder die Heilige Gees daardie bediening eintlik wees nie. Mense, dat ek nou eintlik vir ietsie sê, voor ons dit miskien mooi kan verstaan. Efesiërs 1, die 13de vers, sê dat, wanneer ek my hart aan die Here gegee het, en ek nou een geword het met hom, ek het nou my lewe reggemaak, en ek is nou in hom,
dan word ek verseël deur die Heilige Gees in Christus. Ek word werklik, as ek dit so mag noem, ek smelt eintlik met hom saam, ek word een met hom. As jy nie gedoop is in die Heilige Gees nie, en jy glo dat Jesus die saligmaker is, en jy het jou doop, sal jy gered word. Ek betwyfel nie jou redding nie. Ek praat van 'n bietjie verder as net redding. Want redding gaan net oor hemel of hel. Maar ons is nog ver. Ek het nog min of meer 10 jaar voor ek gaan. Ek het een oggend in Middelburg in my gemeente, terwyl ek preek, gee die Here my 'n woord, en ek stop en ek sê, vir die volgende 5 jaar, gaan niemand in die gemeente sterf nie. En ek gaan 90 jaar oud word. Ek kon dit nie glo toe ek dit sê, eerlik het jou stupid. 90. 5 jaar, toe sterf my vrou. Toe weet ek gaan 90 jaar oud word. Dan gee my dan nog 10 jaar om te gaan. So jy moet maar vir 10 jaar met my verdra hier so in die gemeente hoor. Ek is jammer vir jou. Maar weet jy toe, die Here met my oor die goed praat, in die afgelope tyd, die dinge wat ek vanmôre met u wil deel, toe word dit vir my baie, baie duidelik, dat sit mense in die gemeente, die wat die hand opgesteek het, wat gedoop is met die Heilige Gees, ek is dankbaar saam met jou, maar jy is bietjie in die moeilikheid. Want die Here het jou nie gedoop met die Heilige Gees, net dat jy kan sê, oh, halleluja, nou na 'n paar woorde in tale praat nie. En dis waar die probleem kom. Want jy sien daar, die 5voudige bediening, die apostelbediening, kom ek gaan vir u sê, die apostelbediening, kan moontlik iemand in die gemeente weet wat die apostelbediening het? Hoekom nie? Wat doen die apostel? Hy stig gemeentes onder die heidene, en hy doen dit met die werkinge van die Heilige Gees. Die eerste wat hy nodig het, is die gawe van wysheid. As jy nie wysheid het nie, gaan jy tweede kom onder die klompie Islamiete. Ja, ons het 'n probleem in Suid-Afrika, hoor. Ons is nog lekker rustig, niemand pla nie, ons hou lekker kerk, niemand kla jou hier aan nie. Wag maar, die tye gaan verander. Jy het kennis nodig. Weet jy dat kennis beteken om te weet. Kennis beteken nie as jy 'n boek gelees het en jy onthou wat daar geskryf staan nie. Beteken nie die graad agter jou naam nie. Ek het groot respek vir mense wat geleerdheid het, want dit was moeite geweest om te leer. Ek praat nou nie van hierdie ordinare Bybelskooltjies, agter elke bil dan word jy sommer 'n dokter en 'n professor nie. Ek praat nie van daai goed nie. Ek praat van mense wat vir 7 jaar gaan studeer het, ure gesit en studeer om sy graad te kan kry. Ek het respek vir hulle. Maar daardie kennis wat hulle het, en die kennis wat deur die Heilige Gees gawe kom, is nie dieselfde nie. Die gawe van kennis is om te weet. Wat weet jy? Wat die Gees van die Here vir jou sê. Hoekom weet jy dit? Sodat jy jou werk ordentlik kan doen. Dat die gawe jou bediening kan ondersteun. Jy het geloof nodig as jy apostel wil wees. Die gawe van geloof is nie net om te sê ek glo nie. Die gawe van geloof maak dat geen plan van die vyand kan dit wat God in jou sê gekanselleer kan word nie. Niks kan dit keer nie. Die krag van die gawe van geloof is die gawe van Matteus 17 vers 20. As jy met jou hart glo, kan jy 'n berg verskuif. Dis daardie gawe wat ek van praat. Ons kan omstandighede verander, al is jy nou nie 'n apostel nie, want al die ander bedieninge moet ook geloof kry, hoor. Ek gaan nou bedeerlik gaan. Ek sal probeer om so gou as moontlik klaar te maak, dat ek jou nie te lank aanhou hierso nie. Maar mense, geloof, 'n gawe van geloof, is meer as dit sê, ag my broer, kom ons bid vir jou, ek hoop die Here antwoord my. Hou hom op, bid. Stop sommer net dan. Ek hoop die Here antwoord my. Maar jy sê, kom ons bid, ons hoop maar die Here hoor. Los dit. As jy nie kan glo nie, moenie bid nie, bly stil. Wat wil jy maak? Wie probeer jy beïndruk? Genesende en die kragte, die gawe van kragte en van genesing,
Mense, daar's niks wat 'n regte, wat kan jy dit doen? Ek wil nou nie een of ander godsdienst se naam noem, dan genoeg gooi hulle by met klippe. Maar 'n afgode dienaar so kan oortuig as die krag van God nie. Jesus loop daar in Jerusalem se stofstrate. En dan kom 'n klomp mense met 'n baar aan met 'n dooie seentjie op. Hy's dood. En hy kom, hy lees sy hand op daai seun en hy sê vir hom, word wakker, seun, staan op. Hier spring jy ouetjie op. Kan jy jou indink as dit jou seun was wat op daai dooie draagbaar gelê het? Die hartseer van die moeder en die vader loop daar met net sulke lang trane. My seun is dood. Wag, pastoor, wat jy nie maar bid, sê ek hoop maar die Here maak hom lewendig. Nee, die krag van God openbaar die heerlikheid van God as 'n regte afgode dienaar die krag van God sien. Daar's niks so indrukwekkend as die krag van die Here nie. En dit is 'n gawe wat beskikbaar is vir elke een wat gedoop is in die Heilige Gees, as jy die bediening van die apostel wil uitlewe. Wie wil 'n apostel wees in hierdie kerk? Ek verwag nog nie almal beskiklik hulle hande opsteek nie. Ek praat nie van die ou apostolies en die nuwe apostolies nie. Ek praat van die bediening van 'n apostel. Onderskeiding van geeste. Ons dink altyd dat ek het daar geonderskei nie. Ek hoor die mense praat van ek het 'n gees van onderskeiding. Daar's nie so 'n gees nie. Dis 'n gawe van die Heilige Gees, onderskeiding van geeste. Is nie. Ek het nie 'n gees van onderskeiding nie. Dis 'n gawe van onderskeiding van geeste. Kan sien watter gees werk in jou. Lukas sal baie goed dit weet. Hy doen baie bevryding. Kan onmiddellik weet as jy met iemand die hand skud en sê goeiemôre. En jy is in die gees, kan jy weet watter gees regeer hierso. En baie keer is dit 'n goeie ding dat 'n mens dit het. Want party van die dames wat jy so mooi groet in die straat, se hart is nie lekker reg nie, hoor. Jy moet maar weet. Jy moet weet. Jy moet versigtig wees. 'n Profeet, die bediening van 'n profeet. Mense, dis bedieninge wat eintlik in 'n gemeente hoort te wees. Ons hoort dit in ons gemeente te hê. Is 'n tekortkoming en die Here het my die woord gegee. Nie om te kyk of ek beter kan preek as ander pastore of jou hart bly te maak en mooi te preek nie, maar God wil hê die goed moet in die gemeente werk. Dan moet manne en vroue weet wat kan sê, Here, I want to be there. Ek wil daar wees. Ek wil in die krag van die Heilige Gees wees. Ek wil met God saam se seun saam gesmeld wees. Ek wil in hom verseël wees deur die Heilige Gees. Ek wil daardie gawes hê. Ek wil werk vir die Here. Weet jy wat? Is nie baie werkers in ons gemeente nie. As jy 'n profeet wil wees, moet jy die gawe van kennis hê. En die gawe van geloof. En die gawe van profesie. Die gawes is nie net gegee om te sê, "O, gasie, prys die Here, ek kan er met tale praat." Halleluja. Evangelis. Ek het 'n paar blaadjies hier gebring, wat ek na die diens uitgee vir die mense wat daaraan belangstel. So 'n blaadjie wat ek gedruk het 'n paar jaar terug, het nie baie mooi afskrifte nie, eintlik het 'n blou agtergrond, word die agtergrond swart as jy met die fotostaat masjien afrol. Ek dink ek het so 15 blaadjies of 20 gedruk. Ek weet nie of ek dalk 10 gaan uitgegee kry nie, want nie almal wil evangeliste wees nie. Mense, om evangeliste te wees, moet jy weer eers wysheid, kennis, gawe van kennis, gawe van geloof, gawe van kragte, onderskeiding van geeste en die gawe van gesondmaking. So jy kan nie evangelis wees sonder die gawes en die werking van die Heilige Gees nie. Daarom wil ek hê vanmôre moet u besef, en ek doen die lering nie omdat ek wil beter wees as wat jy is nie, maar om vir jou te sê, mense, ons het 'n tekort aan kennis, ons het 'n tekort aan lering, ons het 'n tekort aan die waarheid. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie wat ons nodig om dit te kan doen nie, maar die woord van God gee vir ons dit. Dis daar. Dis joune. As jy dit wil hê, jy kan kry. Vra daarvoor. Vra die Here om jou te doop in die Heilige Gees.
Ek kan jou nie doop in die Heilige Gees nie. Die Here doop in die Heilige Gees. Wie doop hy met die Heilige Gees? Hulle het sy hart aan die Here gegee het, sy hart skoon gemaak het, gewas in bloed van die lam en sê, Vader, ek wil graag 'n diensknegt wees in die werk van God. Ek wil iets doen. Sal die Here jou doop met die Heilige Gees en vir jou 'n gawe gee om daai ding te doen wat jy voel jy wil doen. Is jy nog met my? Herders. Ons het 'n tekort aan herders in ons gemeente. Wat is 'n herder? 'n Herder is iemand die skapies oppas. 'n Goeie herder los die 99 in die kraal en gesoek iemand verlore geraak het. Ek wil nou vir julle ietsie vertel wat u nie weet nie. Ons is nou amper 5 maande in die gemeente. Behalwe Lukie en sy vriendin, wat by my, want ons is lankal kennisse en vriende. Maar die res van die gemeente wat hier is, weet nie eers waar bly ek nie. En ek weet ook nie waar bly jy nie. Wat is die tekort? Die bediening van 'n herder. Jy hoef nie 'n pastoor te wees om 'n herder te wees nie. 'n Herder het ook weer wysheid. Al die bedieninge, wysheid. Dit is baie belangrik. Elke keer hoor ek, elke bediening, wysheid. Gesondmaking, onderskeiding van geeste, taal en uitleg van tale. As ek by jou huis kom, en ek gaan 'n bietjie vanaand by jou kuier, ek kom daar 'n blinkpan se wêreld rondry, daar rond. Daar Jan en sy, en vloei hulle gaan kuier. Ek klop in die deur, dan maak die deur oop. Moet ek die gawe van die Heilige Gees kan weet watte gees beheer hierdie huishouding. Nie om dit te beledig of sleg te sê nie, dat ek kan weet deur die gawe van kennis in die woord van God, wat moet ek met hierdie mense doen om hulle te versterk as 'n herder, om hulle op te pas en hulle moed in te praat, want ek weet wat is hulle probleem. Nie omdat hulle my gesê het nie, maar die gawe van onderskeiding van geeste, die gawe van kennis en die gawe van wysheid, het ek die vermoë om dit te kan doen. O Here, ek bid dat U vanmôre my sal salf, dat hierdie woorde wat ek vanmôre met hierdie mense deel, so diep in hulle hart in sal gaan, dat elkeen in hierdie plek sal opstaan vandag en sê, ek wil 'n bediening hê, ek wil iets werd wees vir die werk van God, ek wil ergens 'n doel dien, ek is moeg om net Sondagmôre kerk toe te kom, en amen te sê, en glorie te sê, en nagmaal te gebruik, en dan gaan ek huis toe. Ek is moeg daarvoor, ek soek 'n gemeente waar daar krag van God is, elke man en vrou moet iets kan doen, moet 'n begeerte hê, sê, ek wil iets werd wees vir die werk van God. Ek wil uitstaan in 'n bediening. So, ag pastoor, ek het standaard 6. Jy's dalk beter af as die matriekeland. Die matriekeland weet te veel. Te veel boekkennis. Laat die gawe van kennis liewer jou kennis word. Daar's 'n ander skrif in 1 Korintiërs 12:28. Waar daar 'n paar ander bedieninge op bysit. Helpers. Wat ek maak, pastoor, met skoolgoed was. Nee, dis nie wat ek sê nie. Helpers is nie skoolgoedwassers en die matsuigers nie. Elke bediening van die 5voudige bediening het helpers in elkeen van daai bediening om daai bediening te ondersteun. As iemand in hierdie gemeente 'n apostelbediening kry, moet daar helpers wees wat in daai apostelbediening kan dien as 'n hulp. As jy moet help bid, of jy moet help werk, of iets moet doen. Of wat ook al, hy kan self die werk doen van die apostel, maar onderdanig aan die een wat bokant hom staan. Die een wie kan bokant jou staan, bepaal jou krag. Ja, amen. Halleluja. Ek het nou ietsie gesê wat jy dalk nou nie geweet het nie. Die een wat bokant jou staan, bepaal jou krag. As Jesus regtig jou hoof is, het jy sy krag. As hy nie regtig jou lewe aan hom gegee het en oorgegee het nie, is hy nie jou krag nie. Weet jy hoeveel mense sit vandag in kerke, reg oor Suid-Afrika, wat kerk toe gaan, net te wille van die nuwerwetse musiek wat hulle van hou. Die nuwerwetse kleredrag. So, ag pastoor, ek gaan na jou kerk toe, jy dra nog 'n pak klere, man, ons is lankal daar verby.
Geweldige prestasie, is by die soet verby. Jy het niks reg gekry nie, my vriend. Maar as jy gaan om werklik dienaar te wees van God, 'n diensknegt te wees. As jy in die Sondagmôre hier by die diens instap, en jy kom goeiemôre, en skielik vra die Gees van God, hierdie gawe van kennis vir jou sê, look at the probleem. Bid vir hom. Moenie vir hom vra, wat is jou probleem nie? Vra die gawe van kennis en onderskeiding van geeste, wat is die probleem? Ek wil vandag vir u sê, as ons die dinge gaan toepas en gaan regkry en ons werklik tot God bekeer en die Heilige Gees werklik 'n plek in ons lewe gee om te werk, gaan hierdie gemeente binne 'n paar maande verander in 'n kragstasie in Witbank, 'n plek waar die vuur van God sal val, waar mense gered sal word, mense gevul word met die Heilige Gees en waar die wonderwerke sal gebeur, waar die vlamme van God op die dak sal brand en die dorp sal hierdie plek volmaak. 'n dooie kerk. Ek kan maar vir julle sê wat 'n kerk is, 'n dooie kerk. Maar die gawes van die Heilige Gees nie werk nie. Nou kan ek u vra, moenie dit hardop sê nie. Klassifiseer jy 'n bietjie ons gemeente. Sê vir jouself, wat dink jy? Is ons 'n goeie lewendige gemeente? Omdat ons hande klap as ons sing. Omdat ons spring as ons sing. Omdat jy glimlag as ons sing. Dat maak jy nie lewendig nie. Maar die werkinge, gawes van die Heilige Gees, maak 'n pulsende liggaam van Christus wat lewendig is. Mense, ons het 'n behoefte aan die dinge. Die volgende bediening, wat baie mense, heeltemal, daar's nie so bediening in die Bybel nie. Maar hy val onder die helpersbediening. Bidders en intercessors. Ek weet uit ondervinding die paar jare in die bediening. So 42 jaar. As mense nie weet wat 'n bediening is en sê pastoor ek is 'n bidder. Maar as jy hoor bid, dan voel jy om vir hom te bid. Dan kruip hulle weg onder bidder. Ek is 'n bidder, pastoor ek is 'n bidder. Ek bid elke oggend 3 minute. Wonderlik. Weet jy, 'n intercessor is eintlik 'n profeet. Wat die antwoord kan bid vir iemand se probleem. As jy vir my sê, pastoor, jy moet vir my bid in my huwelik. Gaan ek nie bid en sê, Here, ek dink aan Sari en Anna. Nee, ek kan nie 2 vrouens vat nie, dis nie huwelik nie. Piet en Anna. Here, ek dink aan Piet en Anna vanmôre. Hulle het so probleme in die huwelik. Here, ek dink aan hulle. Jy asem gemors, jy het niks gedoen nie. Maar as jy kan in die gees kom en in die geloof kom, sê ek verander Piet en Anna se omstandighede. Ek verander Piet se hardnekkigheid, ek verander sy vrou se teekanting en teesprakery, ek verander dit, ek maak haar hart sag, ek gee vir hom wysheid om reg op te tree, dan het ek geïnterses vir daardie mense, dan het dit waarde, ek spreek 'n woord van geloof uit, dit is 'n gawe van die Gees van God, die gawe van geloof, selfs daar by die intercessor, moet die gawe van geloof werk. Mense, ek vra nou, ek wil nie erkenning vra nie, ek vra, leer jy dan iets vanmôre? Kan jy dit kan gebruik? Ek het so 'n blaadjie gedruk. Ek het nie baie van hulle ook gedruk nie. Die drukwerk is maar 'n bietjie duur. Ek dink ek het 15 van hierdie boekies gedruk met 8 bladsytjies. Wat min of meer gaan oor wat ek nou hier vir u leer. Watter gawes werksaam, watter bediening, dat jy dit net kan lees. Na afloop van die diens kan jy vir jou so een kon kry, een per gesin. Nou as jy 'n gesin van 6 of 7 vat, nie vat net een. Wat die ander ook kan kry. Want ek wil nie vanmôre, Here, jy moet my sê, pastoor, jy het so mooi gepreek nie. Ek wil nie mooi preke preek nie. Ek wil net iets sê wat 'n doel kan dien. My bediening as 'n leraar is om u te leer dinge wat ons moet weet, sodat ons daarin kan groei en kan sterker word. Ek gee nie om waar jy vandaan kom nie, man. Al het jy graad 3 uit die skool het. My oorlede pa, hy is in 1894 gebore. Hy is nou al 'n paar jaar ouer, waar hy is. Hy het graad 1 uit die skool uit.
Want daar was net 'n graad 1 gewees. Daai skool het net graad 1. Die Engelse skool, grade 1. My pa was in grade 1, toe gaan hy uit. Aan hulle werk. Ek weet nie oud was hy toe hy grade 1 toe gegaan het nie, dat weet ek ook nie. Hy was dalk al redelik groot gewees. Maar weet jy wat, as ek nou iemand kan vir myself aanbeveel, weet ek geleer om te bid by my pa, met sy grade 1 en al. As ek by iemand geleer het om die woord van God te bedien, is by my oorlede pa, met grade 1 en al. Ek het meer by hom geleer, as wat ek by professors leer oor YouTube. Omdat die gawes van die Gees daar was. Mense, ek kom uit Pinkster uit, en die volle evangeliekerk uit van my geboorte af, jare en jare, ken Pinkster. Ek ken kerk toe die gawes van die Heilige Gees nog kragtig gewerk het. Ek ken die kerk toe die vuur van God nog gebrand het in 'n gemeente. Ek ken die kerk toe daar nog lewe was, halleluja, toe daar vrees vir God was. En daardie dinge moet herstel. Het gaan net herstel deur die gawes van die Heilige Gees wat in verskeie bedieninge werk. So ek het vanmôre gaan vra, wie van julle wil 'n apostel wees? Weet ek nie of julle hande gaan opgaan nie. Wie wil 'n evangelis wees? Ek weet nie. Jy wil net, daar's dan een. Wat vrymoedig. Wie wil nog evangelis wees? Daar's nog een. Ons het dan 2 evangeliste in die gemeente na dese, hoor. Maar boetie, maar gaan jy 'n bietjie watch wie jou werk doen, hoor. Pastoor Kenny is nou 'n bietjie op vakansie en ek gun hom die vakansie. Hy doop vanmôre sy kleindogter daar onder Richard Bay. En hy gaan lekker vakansie daar onder by Richard Bay, wat maak hy? Ek gun hom dit, sy reg om 'n bietjie te gaan vakansie. Almal van ons hou goed vakansie. Maar ek wil vir julle sê, te lank hy weg is, moet ek so lank leer. Sy terugkom, ek kry nie meer 'n preek weer dalk nie. Dalk sê hy my sê jy preek nooit weer hier nie. Ek weet nie. Sal maar sien wat gaan gebeur. Want hy is die leier van die gemeente. Ek onderwerp my aan sy gesag. Hy is die leier. Ek is nie die baas nie. Maar mense, ek wil in die klein tydjie wat ek het, die paar keer wat ek die woord bedien hier in die Desember maand, dat die Here my sal salf met 'n woord van krag en 'n woord van kennis deur die bediening van 'n leraar om jou te leer dat jy kan leer en kan weet, dat jy kan opstaan en kan sê, ek leer reg, ek word nou 'n dienaar van die Here. Ek is nie meer 'n dooie kind van God, wat hy kom 'n paar koortjies sing en dan gaan ek huis toe nie. Ek wil iets werd wees vir God se koninkryk. Daai disippels sit daar in daai kamertjie, hulle is so bang hulle kan doodgaan. Sluit die deur toe. Bang vir die Jode. Hier stap Jesus in deur die muur, deur die deur. Ek weet nie waar hy deurkom, die muur of die deur, ongeag. En hy sê vir hulle, gaan verkondig hierdie evangelie oor die hele wêreld. As die Here nou gesê het, gaan vang vis by die see van Galilea, dan kan ons sê, ja, dit kan ons doen. Maar gaan verkondig die evangelie. Hoe? Hy sê, gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aandoen met krag. As jy daar vandaan afkom, oor Peter stap uit die oppersaal uit, hy stap op pad daarna, een of ander sinagoge toe. En die behoek sit 'n man wat van sy geboorte af al lam is. En die ou vra almoes, en hy sê vir man, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, gaan op en loop. Wat het hy gehad? Gawe van kragte. Hy het kennis gehad om te weet, hy kan dit doen. Wie het hom dit geleer? Die Heilige Gees, gawe van kennis. Hoe weet jy dit? As nie 'n boek gewees wat ek eers gou gelees het nie. Sê Here, ek het ook gedoop in die Heilige Gees. Gee gou vir my 'n goeie boekie om te lees. Ek weet gou eers hierdie boekie lees, dan miskien gaan ek gaan probeer en kyk, ek hoop dit werk. Nee, hy sê wat ek het. Gawe van geloof. Gawe van kennis. Gawe van kragte. Kan jy sien die gawes hoe werk dit in bedieninge? Dis nie maar net sommer net gawetjies en gawetjies nie. Dis nie om anders te wees as die gereformeerdes nie, hoor. Dis om die krag van God vry te stel in ons dorp. Vry te stel in ons gemeente. Dan kan ons hoop. Nee, ons kan nie hoop nie. Dan moet ons glo. Dat ons gemeente maak van heerlikheid opstaan. Amen. Ek verwag dit, hoor. Ek verwag dit. Ek verwag die werking van die Heilige Gees. Ek verwag die wind van God wat gaan waai in ons gemeente. Ek verwag dat dit by julle wees. Ek roep dag tot elke dag wanneer ek gaan bid. Ek spandeer tyd in gebed vir die huis. Ek hoef nie te wag vir 'n preek weer voor ek gaan bid nie. Ek bid elke dag in elk geval. Om 'n preek nie.
maar dat God vir jou iets gaan gee, dat daar iets gaan gebeur. Dit gaan nie net deur geleerdes nie, maar elke man en vrou wat sê, Here, ek wil. Here, gebruik my. Dit een laaste bediening met jullie, ons net een, dan is ek klaar. Regeer my. Nie president van die land nie. Die regering wat hy van praat, is die mense wat die vermoë het om te organiseer. Ons het gister 'n lieflike ete gehad saam met die skaap, nie van iemand hier was nie, was jammer vir jou hoor. Baie. Was goed georganiseer. Is regeringe. Jy kry gemeentes waar daar geen regeringe is nie. Ek het gesê dat ek moet dit praat en dan sê ek die verkeerde ding, dan vat ek dit in die gesig. Maar baie mense gaan in die lewe net eenvoudig aan. As geen plan nie, geen rigting nie, geen aanleiding van wat hy wil doen, waar hy wil wees, en wanneer hy daar wil wees, en hoeveel hy daar gaan kom nie. Hy gaan dit aan. En dan is hy vast, ek bel gou vir Okai. Okai, jy het met R200 in die bank sit nie. Ek het so daar in die top. Okai, ek wil gaan brood en melk en eiers koop. Geen rigting nie, geen beplanning nie, geen idee waar hy gaan nie. Dat is niks. Dat sal ook nooit ergens kom nie, want dit is geen beplanning nie. Dat is nie regeringe nie, is 'n bediening. Man, het is beter as jou vrou die bediening van regering het, sterker as joune. Onderwerp jou maar aan die bediening, dan gaan jou huis ook recht kom, my broer. En my sister, moet nie altyd dwars wees nie. As jou man die bediening het van regering, hy word reguleer en organiseer. Laat hom dit uitleef en kyk waar gaan jou huis heen. Is 'n kragtige bediening wat in baie huise kort kom. Die vrou sê, man is my salaris. Ek maak my salaris wat ek wil, jy kan met jou salaris maak wat jy wil. Jy het net die skuld betaal, ek gaan my mooi by jou koop en goed. Elke dag aan die naald opsit en oorbelle in. Wat ek nou met iemand die so lag is, so lekker met my sister. Ek dink ek het nou rap getrap is over die ergste. Amen. Lek vir my moet ons so. Amen. Laat die bediening van regeringe jou huis regeer. Met wysheid as 'n gawe van die Heilige Gees. Wysheid. Kennis. Amen. Nodig om te organiseer. Want dinge reël by die kerk dat het goed gereël word. Moenie halfpad reël, en kom se halfpad diens hulle ons wou nog dit gedoen het, as het net 'n bietjie vergeet is hoor. Ons wou nog daarvoor nog blomme opgesit het volgende Sondag. Volgende Sondag is jy nie hier, want jy gaan visvang. Nee. Heerlijk, ik kijk me vandaag met zijn stevig oor. Ik weet niet dat ik achter de weg kreeg, die platform op die weg kreeg, die ik in de eerste dag. Mensen, ik wil 4 punt. En dat gaat niet geloofpunt. Maar echt van vanmorgen een bediening in jouw wakkerpunt. En je gaat keer als je wil keer, je kan maken wat je wil. Er gaat die gaal van geloof in je hart instap vanmorgen. En er gaat een bediening in jou losmaak. Want niemand zal kan doodkrijgen. Niet eens jezelf met je eigen denken. Nie. Als die geest van God vanmorgen voor jou naar bediening geeft, gaat hij voor je gaven geven samen dit om het recht te krijgen. Wie wil graag bedieningen? Stel je samen bij staan. Wie zulke bediening? Zie je, ik weet niet. Ik heb mijn hele leven al aan kerk gegaan. Ik heb nog nooit gehad dat ik in de bediening niet. Ik heb eerst geweten dat het morgen dat ik een bediening daar moet krijgen. Dan kijk je bediening, prijs de Heer, dan moet je niet staan. Kan het maar bid? Dat is recht. Je was een vader. Ik dank u dat u mij gezag geeft in Christus Jezus. Want hij heeft gezegd. Die dingen wat ik doe, zal jullie ook doen. En grote dingen als dit zal jullie doen. Ik wil vanmorgen, Heer, die kracht van die geloof, die gave van geloof, wil ik in hierdie mensen wat staan vanmorgen, in de eigen binnenkant van hulle wese, wil ik een bediening op laat staan
wat staan in die krag van die Here. Dat hulle vandag sal weet, die Here roep my in 'n bediening om iets te doen. Ek wil nie meer 'n dooie lidmaat wees nie. Ek wil in die bediening staan met die salwing van die Heilige Gees, met die krag van die Gees van die Here, en met die bediening van die Gees van die Here, en met die gawes van die Heilige Gees. Ek roep bedieninge in lewe vanmôre. Ek verdryf daai dooie gees wat jou vasgehou het. Ek haal daai kettinge van jou af. Daai bande wat jou gebind het van onvermoë en jouself minder gedink het as wat jy werd is. Ek verbreek daai magte van die Satan. Met die krag van Jesus Christus en die gesag wat ek het in hom. En die bloed van Jesus verlos jou van daai Satan se lui gees. Hy sê, Lea, jou Satan, los hierdie mense uit. Elke gees van luiheid wat mense vasgehou het om nie iets te doen nie. Ek verdryf jou mag, Satan, met die krag wat ek het in Jesus, die Seun van God. En ek maak hulle vry, ek maak hulle los. En ek bid, Vader, dat U spoedig, wanneer mense U roep vir die doop in die Heilige Gees, of het by die huis is, by die kar is, of by die kerk is. Amen. Amen. As iemand my kon sê, hy is gedoop in die Heilige Gees in die kar of by die werk, ek sal dit nie in twyfel trek nie. Dan sê jy moet jy in die kerk gedoop word met die Heilige Gees nie. Ek verstaan dit, Vader. Maar dat ek dan die bedieninge sien en die gawes sal sien, sodat hierdie gemeente kan opstaan van 'n vloer van ondergeskikheid aan die werke van die vyand. Kan opstaan, kan sê ek lewe, halleluja. Dis 'n dienaar van die Here. Ek vra dit deur Jesus U Seun en ek dank U daarvoor, Vader. Amen.